Ja, maar die Bybel sê dat Jaffa het na Jakob verwys as Israel. Jy sien die vertaling wat plaasgevind het daar, en die manier wat dit hersien was, wat beteken, uit jou Jakob sal Israel voortkom. Jakob was nie Israel gewees nie, en al 12 stamme was nie Israel gewees nie. 10 van die 12 stamme het die noordelike 10 heidense stamme geword. Dis waar ek en u uitgekom het. Hulle het weggetrek van Jakob af. Hulle het heidense stamme geword. Die Amalekiete en die Hibetiete en die Samitiete en die sommer al die goed. Verstaan ons dit? Heidense stamme wat afgode aanbid het en dis hoekom Israel, die stam Israel wat uit Juda en Ephraim voorgekom het, altyd teruggeneig het na hulle broers toe. Die 10 noordelike stamme wat die afgode aanbid het. Hoeveel keer was Israel in ballingskap omdat hulle geneig het na afgode aanbidding toe? Daai afgode aanbidding is as gevolg van hulle die voorspoed van hulle broers wat weggetrek het, wat heidene geword het. Afgode, Baal aanbidders. En dis hoekom hulle ek praat van Israel, die volk Israel, vir 430 jaar in Egipte land in ballingskap was. Wat hulle soos diere geleef het. Wat bedoel die prof? Hulle was vasgemaak in 'n meule, 4:4 en 6:6, waar hulle die meule moes trek, soos 'n osse wat 'n juk oor hulle het, wat hulle loop. Daar hulle moes loop en daai meule trek in die ronde, en die ander kant gooi hulle die koring of die mielies in, dit word gemaal en dit vloei uit en dit word in sakke gemaak. As daai ou werk en hy kan nader nie meer en hy val daar dood neer, dan haal hulle hom uit en dan sit iemand, dis hulle die Egiptenare, dan sit hulle ander ou in, en daar's van daai Egiptiese soldate wat met karwasse geslaan het. Ek praat nie eens van die Romeinse soldate nie, ek praat van die Egiptenare, lang voordat die Israeliete daar was, lang voordat die Romeinse soldate daar was, en dit is wat daar gebeur het. 430 jaar het hulle gedien. Dis nou maar die een geval, ek sit nou en dink aan Nebukadneser, Babylon, koning Nebukadneser, tyd van Babylon, 570 voor Jahweh. Vir 70 jaar hou hy die Israeliete in ballingskap. Daar was altyd stryd met die Israeliete. En dis wat ons gaan sien, al hierdie oorloë en goed wat besig om plaas te vind. Elke keer so spring die ouens op, as jy dit is die slag van Armageddon. Oekraïne en Rusland die ander dag, 2 jaar terug, toe hulle aan mekaar spring. Dis die einde van die wêreld en al die spookpredikers en al die ouens. Ek gesê, Rabbi Shman, dis nie skriftuurlik nie. Ja, maar die Gog en die Magog het nou saamgespan. Man, Gog is my vrou en Magog is my skoonma. Dis 'n grapie. My laat sy hoor. So op die einde van die dag soek die ouens die Gog en die Magog, want dit was verkeerdelik in ons verstand ingeprint, vandat ons sulke seentjies was, in die sondagskole. Want ons het groot geword in die kerk. Ek was 9 maande oud toe my pa gered is. So, ek het groot geword in 'n Pinksterkerk. En ek het die pastore hoor preek, die Gog en die Magog, Rusland en China. En in die tussentyd is dit nie Rusland en China nie. En al hierdie ander ouens hardloop nog steeds met daai verdraaide Rooms-Katolieke dogmatiek. Dis nie as die Gog en die Magog nie. Boek Openbaring praat van die Gog en die Magog. Maar ek gaan vir julle die skrifgedeeltes gee, die profetiese woord, waar hy sê die Gog van Magog. Dis nie 2 verskillende Gog, Rusland en China nie. Maar vat jy die een weg, dan is daar 'n groot probleem. Want my oupa se teologie wat hulle gepreek het, wat hulle in die NG Kerk geleer was deur die Katolieke en al die goed, van die Gog en die Magog, die goed was vir die predikante geleer op teologiese universiteit, na 7 jaar, nie dat hulle veel geleer het nie, maar, toe maar. Die Gog van Magog, is die Gog van Magog nie, die Gog, hulle sê die Gog en die Magog, dis die Gog van Magog. Dis die Gog van die land Magog. Gaan we jou die skrifgedeeltes gee later aan, as Jaffa lewe en sonde spaar. Hierdie gaan 'n baie opgewonde, ek kan nie anders as om die Engelse woord te gebruik, hierdie gaan 'n baie exciting reeks wees. Dit gaan iets wees waarna mense uitkyk.
Al wat ek wil doen is, ons moet die woord lees, soos wat hy geskryf staan. En ophou om oeroue Rooms-Katolieke dogmatiek en teologie in te voeg en dit te beskerm met ons lewe. Soos die teologie wat sê, hy kom soos 'n dief in die nag, Yahshua. Elke pastoor preek het, elke predikant preek het. 'n Klein persentasie wat daarom Afrikaans kan lees. 1 Tessalonisense hoofstuk 5. Maak 'n nota. 1 Tessalonisense hoofstuk 5, gaan lees dit. Yahshua sê, hy kom soos 'n dief in die nag. Paulus sê, hy kom soos 'n dief in die nag. Vir die ongoddelike. Dan sê Paulus onmiddellik in die volgende vers. Hy sê, maar julle weet, hy kom nie soos 'n dief in die nag nie. Wie is die julle? Die bruid. Vir die ongoddelikes kom hy soos 'n dief in die nag. Vir Israel in die groot verdrukking kom hy soos 'n dief in die nag. Maar vir die bruid, ken die dag, die datum, die minuut en die uur. Is Daniël 9:27, Daniël 12:11 en Daniël 12:12 aanbreek, die vredesverbond waarvoor ons wag. Dis hoekom hierdie oorlog in Irak en Israel so belangrik is. Ons moet kyk wat is besig, en dis hoekom ek hierdie reekse begin het. Maar ek voel dit is nodig dat die Jafiste ingelei word in die woord in, dat ons hier goed kan begin preek, dat die wêreld daar hoor, buitekant, dat die mense is besig om met leuns, vrees te saai. Onthou, ek het dit al gesê, dat vrees is die grootste instrument wat die Satan kan gebruik, om mense af te breek, bekommerd te maak, siek te maak. Vrees het al mense doodgemaak. Vrees het mense al in Tara gesit. Tara groendakkies. Pretoria, aan die ander kant. Dis nie die tuine, die dingestuine nie. Dis 'n plek waar mense wat frustreerd is. So op die einde van die dag, die Satan maak dood deur vrees. En omdat ons in die eindtyd lewe, skielik is almal eskatoloë en almal het die kennis en dan sit ouens se boeke in Amerika wat niks beteken nie. Maar hulle glo dit, hulle preek dit, hulle leef dit.